Sing saam met my oor die grootheid van die Here en laat ons sy naam prys. Goeiedag geliefde in die Here en welkom by ons nadenke oor name in die Bybelse tyd. En dan spesifiek vandag kyk ons na God se verskillende name. In die Bybel speel name 'n baie belangrike rol. Jou naam het iets van jou gesê. Kyk byvoorbeeld na die betekenis van die heel eerste mens se naam, Adam. Hierdie naam is afgelei van die Hebreëse woord vir grond, of selfs aarde, Adama. So lees ons in Genesis 2 vers 7. Toe het die Here God die mens gemaak uit die stof van die aarde, die mens Adam, gemaak uit die stof van die aarde, Adama, en in sy neus die asem van die lewe geblaas, en die mens het 'n lewende wese geword. Ons kan hoor hoe hierdie naam iets sê oor die aard van Adam en die hele mensdom wat uit hom spruit. Dit sê ook iets oor sy verhouding met die aarde self. God het hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder, vul die aarde, die Adama, en onderwerp dit, heers oor die visse in die see en die voëls in die lug en oor al die lewende wesens wat op die aarde kruip. En dan net 'n entjie verder, die Here God het die man geneem en hom in die tuin van Eden gesit om dit te bewerk en te versorg. Sien jy hoe Adam se naam iets van homself sê? Omdat hy uit die Adama, uit die stof van die aarde geskep is, weerspieël sy naam in die eerste plek sy fisiese oorsprong, waar hy vandaan kom. Dit sê iets van sy aardse aard, maar dit sê ook iets van sy bestemming, want ja, hy is uit die aarde gemaak, maar as gevolg van die sonde wat hy in die wêreld ingebring het, sal hy ook weer stof word. Die Here sê vir Adam, jy sal in die sweet van jou aangesig jou kos verdien, totdat jy terugkeer na die grond, Adama. Want daaruit is jy geskep. Jy is stof, en tot stof sal jy terugkeer. Nou weet julle, dis dieselfde met die name van God. En ek wil vandag saam met julle kyk na 3 meer onbekende name van God. Daar is sy bekende name, soos God, Here, Almagtige, Skepper, Heerser, Raadsman, Leidsman, ensovoorts. En dit sê elkeen iets van ons God. Maar daar is egter ook name wat nie so bekend is nie, weet julle, maar tog ook iets vir ons sê van wie God is. Ek gaan vandag net 3 van hierdie ander name van God hanteer. Die 3 name is Adonai Ropeka. Dit beteken die Here jou geneesheer. Dan Adonai Shama, wat beteken die Here is daar. En dan die derde een, Adonai Tsidkenu, die Here ons
geregtigheid. Ons begin by Adonai Ropeka. As jy noukeurig luister na die stem van die Here jou God en doen wat reg is in sy oë, as jy ag slaan op sy gebooie en al sy verordeninge onderhou, sal ek geen van die siektes oor jou bring wat ek oor die Egiptenaars gebring het nie, want ek is die Here, jy kan dit vertaal met Jahwe, maar ook Adonai, jou geneesheer, Ropeka. Die Hebreëse woord Ropeka is afgelei van Rapa, wat 'n werkwoord is, wat beteken om te herstel, om te genees of gesond te maak. In Israel tot vandag toe word 'n mediese dokter 'n Rope genoem, of as dit 'n vroulike dokter is, Ropa. Loof die Here, o my siel, en vergeet nie al sy weldade nie. Hy wat al jou sondes vergewe en al jou siektes genees. Die Israeliete in die woestyn, daar by die bitterwater kom, waar hulle die fontein later Mara genoem het hulle ook te doen gekry met die God wat genees. En weet julle, ons is vandag nie regtig anders as die mense van die Bybelse tyd nie. In elk geval nie in ons diepste wese nie. Ons is ook ontrou. Ons is ook geestelik eintlik baie siek. En een van die primêre genesings wat jy en ek nodig het, is verlossing van onvergewingsgesindheid en verlossing van bitterheid. En weet julle, net God kan 'n mens hiervan genees. Die wêreld waarin ons bly, is nou 'n gebroke een, en die mensdom 'n vervalle mensdom. En dis die rede hoekom ons nooit op hierdie aarde volmaak sal kan wees nie. Daarom het ons altyd 'n behoefte aan genesing. En uit hierdie naam van ons God, Adonai Ropeka, leer ons dat die Here ons geneesheer is. En uiteindelik het hierdie God genesing vir die hele wêreld gestuur in sy seun, Jesus, of Yeshua, soos dit in Aramees gesê word. En het hy homself as 'n lewende en genesende sondeoffer gegee. God se genesende krag is tot vandag toe nog tot elkeen van ons se beskikking wanneer ons vir Jesus in geloof aanneem. Die tweede onbekende naam van die Here is Adonai Shammah. Wat beteken die Here is daar? In Jesegiel lees ons hoe die profeet die stad Jerusalem se grootte beskryf. Hy sê die grootte in omtrek moet 9 kilometer wees en die naam van die stad sal van vandag af wees: die Here is daar. Jesegiel 48:35. Die Hebreëse woord Shammah is afgelei van die woord Sham, wat bloot daar beteken. Maar die Hebreërs het 'n gewoonte gehad om woorde saam te voeg. So het Moses sy seun Gershom genoem, want hy was 'n vreemdeling, daar,
Sjam in Egipte. Hy was 'n vreemdeling daar in Egipte. Hy was 'n Gershom in Egipte. En weet julle, vir ons beteken hierdie naam van God, dat hy daar is vir troosting. Want dit sê vir ons iets van God se getrouheid, dat hy aan homself getrou bly, dat hy getrou bly aan sy eie beloftes. Die naam Adonai Shammah kom slegs een keer voor in die Bybel, en dis hier in Esegiel 48:35. En alhoewel die teks spesifiek nou na Jerusalem verwys, is dit 'n verskuilde naam van God. Dit is die nuwe naam wat Jerusalem genoem sal word wanneer Yeshua, Jesus, wanneer die seun van Dawid terugkeer om in Jerusalem te regeer en God se teenwoordigheid permanent daar sal vestig. Met ander woorde, Jerusalem, die nuwe Jerusalem wat gaan neerdal, sal so verander word deur God wat in Jerusalem woon, dat die stad hierdie naam sal ontvang wat haar aan God self verbind. So hier word dus reeds vooruit gewys na die nuwe Jerusalem wat sal kom. En weet julle, die versekering wat hierdie naam van God ons gee, is dat hy, net soos vir Jerusalem, die Godstad, ons ook nooit sal verlaat nie. Dat God daar is vir ons, op 'n werklike en 'n persoonlike manier. Die derde en die laaste naam van God, wat nie so baie bekend is nie, wat ons vandag gaan hanteer, is Adonai Tsidkenu. Wat beteken die Here ons geregtigheid. Daar kom daar, spreek die Here, dat ek vir Dawid 'n regverdige spruit sal verwek, 'n koning wat met wysheid sal regeer en sal doen wat regverdig en reg is in die land. In sy dae sal Juda gered word en Israel sal veilig woon. Dit is die naam waarmee hy genoem sal word. Die Here, ons geregtigheid. Die naam Adonai Tsidkenu kom net 2 keer in die Bybel voor, en albei kere in Jeremia. Ons kry dit in die eerste plek in Jeremia 23 vers 5 tot 6 en dan ook in hoofstuk 33 vers 16. En die woord Tsidkenu kom van die wortel tzadik, wat geregtigheid beteken, of regverdigheid. Die Hebreëse woord tzadik, regverdige, en tzedaka, liefdadigheid, deel dieselfde wortel. So ons het hier met dieselfde begrip te doen. Met ander woorde, ons praat van Adonai Tsidkenu, en dan sê ons die Here ons geregtigheid, die Here die regverdige, die Here vol liefdadigheid. Nou, in ons wêreld vandag, geliefdes, vind ons nie baie geregtigheid meer nie. Dis maar elkeen vir homself en die duiwel vir die res, nê. En tog dra hierdie kragtige naam van God sy ongelooflike genade oor aan die verlore wêreld waarin jy en ek leef. God het homself eers geopenbaar as ons geregtigheid te midde van 'n volk wat vir hulle sondes geoordeel word.
En terwyl die Israeliete in ballingskap was, as gevolg van hulle afgoderry, as gevolg van hulle ontrouheid en hulle weerbarstigheid, het God beloof dat daar op 'n stadium 'n man sal kom. Yahweh Tsidkenu, Adonai Tsidkenu, en hy sal uit die geslag van Dawid opstaan. Nou wie anders kan dit wees? Anders as die Messias, as Jesus, die Christus. Wie anders kan dit wees? En Jesus, die Messias, in die seun van Dawid, het hierdie profesie waar geword. Ongeveer 600 jaar later. En hierdie Yeshua, wat volkome onberispelik, sondeloos, skuldloos, heilig en onskuldig was, het al ons sondes op hom geneem, sodat ons die geregtigheid van God in hom kon word. Ons lees in 2 Korintiërs. Hy het hom wat geen sonde geken het nie, tot sonde vir ons gemaak, sodat ons in hom voor God geregtigheid kan ken. Geliefdes, nie een van ons kan daarop aanspraak maak dat ons volkome regverdig en sonder sonde is nie. Nie een nie. Maar wanneer ons egter ons geloof in Jesus stel, wanneer ons hom volg, wanneer ons ons hart vir hom gee, dan word ons regverdig in God se oë. Of anders gesê, dan vind ons geregtigheid in God se hart. Dit beteken, ons is geregtig op al God se beloftes. Want sien, wanneer Jesus as koning Messias terugkeer om op sy troon in die nuwe Jerusalem te sit, dan sal hierdie eindtyd profesie, waarin God ons voor hom regverdig vind, vervul word. En dit geld vir ons almal. En onthou nou die naam Adonai Shama, die Here is daar. Jerusalem sal verander word wanneer Jesus weer kom. En sy daar wees in die heilige stad sal die aard van God in so 'n mate weerspieël dat God se heilige geregtigheid alleen sal regeer. En weet jy en ek leef dalk en dalk meer waarskynlik in die laaste geslag. Ons sal nie weet nie. Maar dit sal goed wees as ons leef asof daar nie 'n môre is nie. So kom ons maak vandag 'n verskil vir die koninkryk van die hemel. Kom ons maak 'n verskil in God se koninkryk wat op aarde in Jesus deurgebreek het. En kom ons speel elkeen 'n rol om volgens God se wil te leef. Laat hulle weet dat U, wie se naam die Here is, dat U alleen die Allerhoogste, die Elyon, die Allerhoogste is oor die hele aarde.